Die eerste een wat die Here vir ons gee, die borswapen van geregtigheid. Heel eerste een. Hierdie is, en ek het al baie predikers hierdie gehoor sê, dis jou belangrikste organe wat hier so is en alles, maar ek gaan gou vir jou iets leer van geregtigheid wat jou lewe gaan verander. Okay. God praat met Israel deur Moses, nê, in Deuteronomium 16 vers 20. Nou ek gaan vir julle na baie verse toe blaai, maar ek weet nie, julle kan saam blaai of net saam luister en net neerskryf. Ek sal voorstel julle skryf neer. So in Deuteronomium 16 vers 20 praat Moses met die volk voor hulle die beloofde land ingaan. So daar's 'n beloofde land, nê? Okay. So elkeen van ons het 'n beloofde land, okay? Hulle noem dit die hemel, okay? Dis nie daai volgende groot paycheck nie, dis nie daai groot deurbraak nie, dis die hemel. Hoor wat sê wat is belangrik, nee, ek lees dit gou vir jou. Geregtigheid moet jy najag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Here jou God jou kan gee. In Jesaja 56 vers 1, hulle gaan nie na daartoe blaai nie, sê hy doen reg en doen geregtigheid. En jy gaan vir my sê, pastoor, hoe is dit ewen 'n wapen? 'n Kind van God moet doen wat reg is. Nou wanneer jy doen wat verkeerd is, gee jy die vyand kans om jou aan te val. So jou eerste wapen wat die Here vanoggend vir jou gee, is dat doen wat ek van jou verwag, doen geregtigheid. Nou wil ek vir baie Christen besigheidsmanne sê, as jy wil hê God moet jou seën, doen geregtigheid. As jy wil hê die Here moet jou seën, doen geregtigheid. Moenie die triks of die try doen nie, moenie dinge doen wat verkeerd is nie, doen 'n ding wat reg is. Al maak jy op hierdie stadium minder wins, is jou wapen wat God vir jou gee, doen dit wat reg is. Want dit wat jy verkeerd doen, is 'n wapen wat weggevat word. Dink daaroor. Kom ek gee vir julle gou 'n voorbeeld. In 'n huwelik, nê, het God nou, die Here kom nou vanoggend en sê in 'n huwelik is daar aanslaan, nê. As ek geregtigheid toepas in my huwelik, gaan ek 'n wapen hê waar die vyand nie in my huwelik kan inkom nie, want ek pas geregtigheid toe. Wat beteken, my vrou kan deur my foon gaan wanneer sy wil. Want ek pas geregtigheid toe in my huwelik. Nou kan al mans weet sê, ja, maar dis my foon is, man, dan wat steek jy weg? Wat steek jy weg? Hy vrouens ook, wat steek jy weg? Ek gaan gou vir jou iets leer van geregtigheid. God knows what you delete on your browser history. God weet. So jy kan dit delete, jy kan vir jou man delete, jy kan vir jou vrou delete, jy kan vir jou ouers delete, maar wanneer jy nie die eerste stap, want ek het jou gesê, staan vas, nê? Jy moet vas staan, en dan dink, okay, weet jy wat is die eerste wat ek gaan doen? Die eerste wapen wat God vir my gee, die borswapen, so jy moet trots wees. Jy weet daai flex oomblik, nê, daai trots wees, bors uit, daai borswapen van wat? Van geregtigheid. Dat as mense, as die vyand by jou kom, weet hy, ek gaan nie by hierdie ou regkom nie, want hy doen dit wat reg is. God het vir hom 'n wapen gegee wat hom beskerm. Dit maak nie saak nie. Mense gaan jou nie kom traai nie, want jy doen dit wat reg is. En dis 'n fantastiese wapen om te hê, geregtigheid. Geregtigheid in enige aspek, ek gaan die huwelik nou weer gebruik, is dat ek het niks om vir my vrou weg te steek nie. 'n Ou wat nie geregtigheid doen nie, kan nie slaap nie. Jy slaap nie in die aande nie. Weet jy wat het ek opgetel baie keer? Jare terug is daar 'n man met my bel, maar sy vrou gee vir hom harde tyd. Sy maak hom klaar. As hy TV kyk, dan vra sy, hoekom kyk hy vir die vrou op die TV? Regtig? Nee, sy's mal. Was iets fout met haar. Okay, dat klaar gemaak. En as hulle in 'n winkelsentrum loop en dan as daar 'n vrou aankom en die vrou het net sy's net 'n vrou. En hy moeilikheid by die huis. En die man loop deur. En op die ou einde, toe vind hulle uit dat sy het hom eintlik rondgevoeter. En dit het daar so opgeëet dat sy hom beskuldig het. Want daar was nie geregtigheid nie. So nou het jy nie vrede nie, want sonder geregtigheid is daar nie vrede nie. Daar's nog iets wat awesome is, wat jy kan gaan lees in 2 Timoteus 4, vanaf vers 8, is dat jy gaan 'n kroon van geregtigheid dra eendag. Die Here gaan dit vir ons gee. Nou ek weet nie van julle nie, ek soek dit. Die kroon van geregtigheid. Ons gaan bietjie dieper gaan. Daai Christen wat sê, ja, ons baie Christen wat sê, ek wil net die hemel haal, dan's ek happy. Ek bly vir jou, maar ek wil krone dra. Ek soek krone, okay? Want ek het 60, 70, 50, ek weet nie hoeveel jaar op die aarde nie, genoeg tyd om krone te kry. So die eerste wapen wat die Here vir jou gee is geregtigheid.
Maar nou moet 'n ou gaan kyk dat wat behels geregtigheid alles? Is dit net op die areas in ons lewe wat mense ons kan sien of is dit ook in die areas wat mense nie kan sien nie? Dis op die areas wat mense nie kan sien nie. Ek gaan vir jou 'n stupid voorbeeld gee en baie van julle sê ons doen geregtigheid, pastoor. Weet jy kom die vyand in jou lewe in? Is dat jy kyk 'n prent wat dalk heel moontlik gedownload is van 'n illegal site af en dit is eintlik ongeregtigheid. Maar is goedkoper, pastoor. Maar is nog steeds 'n manier van die vyand om deel te word van jou lewe. Nou smile julle almal. Die realiteit is, ek het jou gesê, dat die waarheid gaan jou 'n prys kos. En is nie God se wil nie. Dis sulke stupid goed waar die vyand ons vang. Dan wil ons vir die ou met die ongeregtigheid sê, maar jy maak droog. Maar die realiteit is, hoekom is my ongeregtigheid beter as syne of slegter as syne? Maar ongeregtigheid bly ongeregtigheid. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. As jy deur jou TikTok gaan en jy moet video's delete want jou vrou check jou TikTok activity, ongeregtigheid. Vrou, jy moet jou man se goed check en dan as hy in die kamer inkom en dit net neersit, jy jok vir hom, dis ongeregtigheid. Hy het nou klaar geshower, sit die ding net neer, lig jy gaan af. Dis ongeregtigheid. Jy sien, dit is ongeregtigheid want dit is nie reg nie. Wanneer jy jok, Johannes 8 vers 44, dan volg jy die vader van die leuen. Sien jy hoe ons lose hierdie battle op stupid areas? En alles gaan op die ou ende oor ongeregtigheid. Maar wanneer daar geregtigheid is, moet dit nie saak maak nie. Of jy die foon in jou hand het of nie in jou hand het nie. En God praat met mense hier vandag. Want ons huwelike waar die ander nie toegang het tot 'n foon nie, dan wat steek jy weg? Wat steek jy weg? En as jy nou opstaan, weet ons jy skuldig. So die realiteit is dat, en daai vrou, jy moet jou man kan vertrou, so, jy hoef nie heeltyd deur, verstaan jy hierdie dinge, hierdie ongeregtigheid wat in ons huise inkom, die dinge wat verkeerd is, wat buite God se wil is, om dinge te doen wat nie reg is nie. Het julle geweet, toe ons hierdie kerk bou, toe kom sekere mense na ons toe en sê vir ons, hoor hierso, as julle ons onder die tafel geld gee, en ek sê hierdie met die grootste wat ook al, as julle vir ons onder die tafel geld gee, dan keer ons dit vinniger goed, en dan kan ons hierdie kerk bou. Toe sê ek vir hulle, daar's nie 'n manier nie. So hulle wou geld gehad het onder die tafel, dat hulle vinniger vir ons hierdie kerk kan bou, hierdie munisipaliteit van ons. Ek het nee gesê, en ons het 6 maande gewag. 6 maande was hier geen gebouery hierso nie. Maar die kerk staan vandag hier. Jy sien, jy kan nie 'n kerk bou op ongeregtigheid nie. Jy kan niks bou op ongeregtigheid nie. Ek het jou gesê jy moet vas staan vanoggend. Ek wil hê dat jy moet gaan kyk en sê, weet jy wat? Nou weet ek waar kom die vyand in my lewe. Nou weet ek hoekom ek nie staande bly nie. Ons moet kan nee sê. Waarheid gaan 'n prys kos. Hierdie is waarheid, nê? En dit gaan 'n prys kos. As iets verkeerd is en jy weet is verkeerd, moet niks met dit te doen hê nie. Niks. Absoluut niks. En vanoggend begin ek aan soveel dinge dink, wat ek dink 'n ou in jou lewe toelaat, wat jy dink, ag, is nie die einde van die wêreld nie, maar jy weet is verkeerd. Maar is nie so verkeerd dat dit erg is nie, want almal doen dit, maar al doen almal dit, bly dit nog steeds nie reg in God se oë nie. So ek wil vanoggend vir jou vra, by die heel eerste een, hoe vorder jy? Hoe is geregtigheid by jou? Wat dink jy? Dis jou eerste wapen. Staan vas. Nou verstaan jy hoekom jy moet vas staan, hè? Want om geregtigheid te doen, gaan jy geleenthede laat verbygaan. Hey, as jy hierdie en hierdie doen. Ek was by 'n plek gaan preek, het 'n baie groot geleentheid. Ek dink dit was, het gesê daar was van so 5-6 000 mense wees. Ek het nooit opgevolg nie. Maar die ou het my gebel, het net nonsens gepraat. Het my gesê hulle wil my uitnooi om die hoofspreker te wees, maar ek mag nie praat oor sekere goed nie. Toe gee hy my 'n lys goed. Toe sê ek vir hom, ek wil nie deel hieraan nie. Toe sê hy vir my, ekskuus, is 'n geleentheid of 'n lifetime. Toe sê ek, om nie die waarheid te preek nie, no ways. Ek wil nie deel wees daarvan nie. En hy sê ek sal predikers kry wat mense kan lok. Toe sê ek, dis julle probleem, julle wil mense lok, maar wat help dit jy lok en jy gee nie vir hulle waarheid nie. Jy sien, dit gaan oor geregtigheid, want hulle het geweet, as ons die mense lok, het ons toegang tot geld, en hulle het baie geld gemaak daai naweek.
Dit gaan oor geregtigheid. So ons eerste wapen, ek wil hê jy moet daaraan dink vanoggend voordat ek verder gaan. My eerste wapen teen hierdie vyand wat my aanval elke dag is om te doen dit wat reg is. En te staan vir die waarheid. Al kos dit baie keer 'n prys, want jy gaan geliefdes hê wat na jou toe kom. Mense waarvoor jy lief is, wat dinge gaan verwag, en jy gaan vir hulle moet nee sê, want dit is verkeerd. En heel moontlik gaan hierdie dinge hulle help. En jy gaan die vark wees in die verhaal, omdat jy nee sê, maar kom ek vra vir jou een ding, gaan jy daai borswapen afhaal, terwille van iemand anderste? Want nou help jy hulle, maar jy het swak plekke nou, waar die vyand jou kan aanval. Sien jy die prys wat betaal moet word? En by my huis, sal daar geregtigheid plaasvind. Dis hoe dit werk. As eendag oud by ons kom kuier, pastoor, kan ek hierdie en hierdie gou doen? Toe sê ek, gaan buite my jaardag en doen julle. Hy sê, ekskuus, dis 9:00 die aand. Ek sê, ja, hier is my huis, jy gaan dit nie doen nie. Hy sê, ja, maar ek sê, my vriend, of jy ry, hy sê, ja, maar dis 10 minute. Ek sê, 10 minute is nie my probleem nie, gaan doen dit buite my erf. Jy gaan buite my erf, want hierso doen ons geregtigheid. Toe sê hy, dink jy is beter as ek? Toe sê ek, nee, ek is net gehoorsaam aan die woord van God. Want hier gaan geregtigheid gedoen word. Geregtigheid. Daar's 'n vrou wat my onlangs message en sy het daarmee regte besluit geneem en sy wil weet iets oor skei of wat ook al en maar sy's besig met 'n getroude man. En die man probeer vir haar eintlik 'n hele storie skep van al die ander goeters en ek message haar en ek sê vir haar, weet jy wat, ek is regtig jammer om vir jou te sê, maar dit maak nie saak wat se storie hy vir jou spin nie, jy moenie besig wees met 'n getroude man nie, is verkeerd. Los daai gesprek heeltemal. En sy sê, ek het dit gedoen, pastoor. En die man kom met Bybelverse en allerhande goed om hierdie vrou se gedagtes te verander. En dis hoe die vyand jou geregtigheid steel. Geregtigheid is 'n wapenkind van God. Geregtigheid is 'n wapen. Wat het hulle gesê, die liste van die vyand, nê? Waar hy vinnig vir jou sê, kyk gou na hierdie vrouens. Kyk gou na hierdie vrouens. Sit in 'n eetplek, nou gee daai vrou vir jou aandag. Nou elke keer as jy eet, dan kyk jy so 'n bietjie vir haar, sy kyk so 'n bietjie van jou. Ongeregtigheid. Jy het mos 'n vrou wat voor jou sit. As ek ongemaklik voel en ek het al in 'n plek ongemaklik gevoel, baie vrouens weet om te sit nie. Ek is baie eerlik vanoggend. Ek is eerlik vanoggend in die kerk. Ek sê vir my vrou, nee, die Here weet, daar in Mugambine Randfontein, sê ek van, nee, ek gaan hier kom sit. Sy sê, hoekom? Toe sy sit, toe sê sy, o, toe weet sy hoekom. En die man wat bly sit, ongeregtigheid. Geregtigheid is 'n wapen, want nou kom die vyand en hy plant ander gedagtes in jou kop, en die vrou wat jy dien is nie meer goed, die Here wat jy dien, wat die vrou vir jou gee, daai vrou is nie meer goed genoeg vir jou nie. God is besig om lewens te verander, maar ons gaan geregtigheid moet toepas in ons lewe. En as daai klein areas, die vyand gaan nie ophou jou aanval nie, maar jy gaan moet staande bly en jy gaan vir hierdie dinge moet nee sê. Daar word 'n ou vinnig na jou toe kom en sê, hoor hierso, wil jy vinnig 100 000 rand maak? Jy moet net hierdie en hierdie doen. Dis nou nie heeltemal tegnies reg nie, maar ook is ook nie tegnies verkeerd nie. Nee my boetie, ek sal die Here gaan vir my soveel doen met die 20 000 wat ek het. Ek gaan maar nee sê vir die 100 000. En later kom jy agter, ja, daar's weelde en weelde, maar eendag dit wat jy in die donker doen word in die lig geopenbaar en jy was nie deel daarvan nie en jy's nog steeds okay en God het vir jou genoeg gegee. Nee, want jy gaan eendag, iets wat jy onder die tafel doen, iets wat jy verkeerd doen, hoor wat ek jou vandag sê, dit gaan uitkom, God se woord sê dit. Okay, so ons het geregtigheid. Verstaan julle almal nou geregtigheid? Okay, so staan jy nog vas? Is jy reg vir dit? Wie gaan minder movies begin kyk? Ja, julle weet. Ek glo dit ons as Christene sekere goed wat verkeerd is wil sugarcoat, maar as iemand anders dit doen, is hulle die grootste sondaars in die hele wêreld. Ons laat die vyand in my huis toe vir 'n movie. Dan sal ek maar 'n bietjie wag of gaan movie of betaal 'n Netflix kyk. Verstaan jy wat ek sê? Doen dit eerder reg, want die waarheid kos 'n prys. Ek hoop my kinders kyk.